In 2021 speel hierdie scenario voor ons af. Daar is 'n warm lugballon wat opwaarts beweeg teen 'n konstante onbekende spoed. Met ander woorde, versnelling is 0. 200 meter bokant die grond word klippie A laat val en dan 5 sekondes later klippie B word dan ook laat val. Die ballon bly voortbeweeg teen 'n konstante snelheid met en sonder klippie A en B en dan die finale snelheid van klippie A is 62,68 meter per sekonde en dan sê hulle ook ignoreer lugweerstand. Met ander woorde, ons is in vryval. So net om saam te vat, warm lugballon A beweeg opwaarts teen 'n onbekende maar konstante spoed en dan wanneer die warm lugballon 200 meter bo die grond is, dan word klippie A laat val en tref die aarde teen 62,68 meter per sekonde en daar gaan klippie B 5 sekondes later en tref ook die aarde. Ons eerste vraag: is die warm lugballon in vryval? Nou duidelik is hierdie warm lugballon nie in vryval nie, want gravitasie, swaartekrag is nie die enigste aspek wat 'n invloed het op die beweging van die warm lugballon nie. Nou as jy kyk na 'n warm lugballon, wat sien jy? Jy sien aan die binnekant van die mandjie is daar gassilinders. Nou daardie gassilinders bevat propaan, 'n vloeibare petroleumgas wat onder hoë druk gestoor word. Nou hierdie gas word dan ontbrand in die brander wat dan daai vlamme maak wat jy sien wat die lug warm maak. En warm lug is minder dig as koue lug en so oorkom 'n warm lugballon die gravitasiekrag en dus beweeg die warm lugballon opwaarts. As jy 'n vryliggaamdiagram sou teken, dan sou jy sien, wel, daar's gravitasiekrag afwaarts en dan is daar een of ander toegepaste krag of 'n dryfkrag opwaarts. Maar die opwaartse dryfkrag en die afwaartse gravitasiekrag gaan ewe groot wees, want ons sit met 'n konstante onbekende spoed. Met ander woorde, A is gelyk aan 0 en F net is gelyk aan MA, maar as A gelyk is aan 0, dan's F net 0 en gevolglik gravitasiekrag af, die dryfkrag opwaarts, daardie moet ewe groot wees, maar in die teenoorgestelde rigting. Volgende vra hulle vir ons dat ons die spoed van die warm lugballon bereken. Hulle gee vir ons baie inligting oor klippie A. Nou dink gou mooi. Die beginsnelheid van klippie A. Onthou klippie A gaan saam met die warm lugballon. Klippie A het dieselfde spoed as die warm lugballon solank as wat die klippie nog binne in die warm lugballon is. So as ons daai VI kan bereken, die aanvangssnelheid van klippie A wat laat val word, dan weet ons wat is die spoed waarteen die warm lugballon opwaarts beweeg. So ons het die aanvanklike snelheid, ons het ook die finale snelheid van die klippie en dan het ons delta I. Dis daai 200 meter. So ons het delta I, ons het VI, ons het VF. So ons kan daai vergelyking gebruik. Ons het nie die tyd nie, so ons kan nie daardie of daardie vergelyking gebruik nie. Ons moet dus daardie een gebruik. So weer eens om tyd te spaar, gaan ek daardie net aandui. Dis die vergelyking wat ek gebruik. Jy gaan hom natuurlik uitskryf. So wat is VF? Dit is 62,68 gekwadreer en afwaarts, ons vat afwaarts as positief, so ons kan hom so los. Dit is gelyk aan VI kwadraat wat ons moet bereken plus 2 maal met gravitasieversnelling wat 9,8 is, af is positief en dan delta I is 200 meter en is afwaarts, so dis ook positief. So dan kry ons dat VI is die vierkantswortel van
0,7824. En nou het jy 'n opsie. Gaan hierdie antwoord positief of negatief wees? Onthou die klippie gaan op saam die warm lugballon. Die warm lugballon beweeg ook opwaarts, so ons sal verwag dat die antwoord minus is. So dis minus 2,96 meter per sekonde. Met ander woorde 2,96 meter per sekonde en dit is opwaarts. En daai beginsnelheid van die klippie is dieselfde as die spoed wat in die warm lugballon opwaarts beweeg. Nou vra hulle vir ons dat ons die tyd sal bereken wat dit die klippie neem om die grond te tref. Ons het die finale snelheid, ons het die beginsnelheid, ons het gravitasieversnelling en ons soek vir T. Kom ons werk met daai eerste vergelyking. Hy het net 4 veranderlikes, hy's baie maklik. So weer eens gaan ek net daardie aandui en dan gaan ek sommer net direk in vervang. Jy skryf natuurlik die vergelyking uit. So die eindsnelheid is 62,68 en dit is gelyk aan my beginsnelheid en nou is dit minus 2,96 want is opwaarts plus 9,8 is afwaarts maal met T. So delta T gaan gelyk wees aan, want ek het 'n delta inskryf, delta T is gelyk aan dan daai 62,68 plus 2,96 gedeel deur 9,8. En dan kry ek 6,69795, so dit sal wees 6,70 sekondes as ek hom mooi afrond tot 2 desimale. Nou 'n lekker dinksom. Bereken die afstand tussen die warm lugballon en klippie B wanneer? Op die tydstip wanneer klippie A die grond tref. Nou, besef gou die volgende. Die warm lugballon gaan steeds opwaarts beweeg. So, warm lugballon gaan 'n sekere afstand opwaarts beweeg. Klippie B gaan op dieselfde tyd sekere afstand afwaarts geval het. Klippie A neem 6,70 sekondes om die grond te tref. Klippie B weet ons 5 sekondes daarna. Met ander woorde 6,7 minus 5, so 1,7 sekondes is klippie B in die lug. So klippie B val vir 1,7 sekondes en warm lugballon beweeg op vir 1,7 sekondes. So kom ons kyk na die twee afstande, dan tel ons hulle bloot bymekaar. So, as ons kyk na ons vergelykings, ons het tyd, ons het ons verplasing wat ons moet uitwerk, met ander woorde, ons gaan 'n delta Y nodig hê, ons gaan 'n delta Y nodig hê, ons gaan 'n delta Y nodig hê. Ons weet nie wat is die snelheid van klippie B by 1,7 sekondes nie, so ons kan nie werk met V finaal nie. So ons kan nie met hierdie vergelyking of met daai ene werk nie, daai ene het nie delta Y nie. Met ander woorde, ons gaan werk met daardie vergelyking. Want watter inligting het ons? Ons het die beginsnelheid, ons het die tyd, dis 1,7 sekondes, en ons het gravitasieversnelling en ons soek delta Y. So, delta Y is VI delta T plus half A delta T kwadraat. Nou, wat is my beginsnelheid? Die beginsnelheid van klippie B gaan dieselfde wees as die beginsnelheid van klippie A en gaan dieselfde wees as die spoed waarteen die warm lugballon opbeweeg teen 'n konstante spoed. So dit is minus 2,96 maal met vir watter tyd? Dis daai 1,7. Dis 6,7 minus 5, 6,7 minus 5, dui dit maar aan dat hulle kan sien, jy het dit bereken, plus 0,5 maal met 9,8
maal met, en hier gaan ek hom nou net terwille van spasie klaar as 1,7 kwadraat skryf. So, wat het ons? Ons het minus 2,96 maal met 1,7 plus 4,9 maal met 1,7 kwadraat. En as jy dit dan bereken, dan kry jy 9,129, so dis 9,13 meter positiewe waarde, so dit is afwaarts. So, na 1,7 sekondes het klippie B 9,13 meter afwaarts beweeg. So, ons gaan nou vir die warmlugballon dieselfde vergelyking gebruik. Delta I is gelyk aan die beginsnelheid, die beginspoed sal daai minus 2,96 wees, want is dieselfde as die beginsnelheid van die klippie, of dit nou A of B is. Maal met 6,7 minus 5, dis ook 1,7 sekondes, en dan plus 0. Hoekom 0? Want A is gelyk aan 0. Onthou die konstante onbekende spoed. Nou is dit net die konstante bekende spoed, en daai bekende spoed is minus 2,96 of 2,96 meter per sekonde opwaarts. Dan kry ons minus 5,032, en dit is gelyk aan 5,03 meter, en dit is opwaarts. En dit is die afstand wat die warmlugballon opwaarts beweeg het, net oor die 5 meter, en ons weet die klippie het net meer as 9 meter geval, so ons gaan basies nou net daai twee afstande bymekaar tel. En nou moet ons net die vraag beantwoord. Wat is daardie afstand tussen die warmlugballon en die klippie? Dit sal 9,13 meter wees wat afwaarts is, plus die 5,03 meter wat jy bymekaar tel, want dit is die afstand af is 9,13 meter en dan 5,03 meter op, en dan kry jy daai afstand tussen die warmlugballon en klippie B is 14,16 meter. Lekker, laaste vraag. Teken op dieselfde assestelsel posisietydgrafieke vir beide die warmlugballon en klippie A vanaf die oomblik wat die klippie laat val word totdat dit die grond tref. Ons gebruik die grond as nul verwysing. Nou jy moet weet, die warmlugballon is reeds 200 meter in die lug as klippie A laat val word. Klippie A is ook in die lug. Dit moet ons onthou en ons moet die grafieke benoem ballon en A. So as ons die posisie tydgrafiek teken, moet ons in ag neem, ons begin by minus 200 meter, want is 200 meter bo kan die grond, en ons sê afwaarts is positief, so 200 meter opwaarts gaan negatief wees. En dan as ons dit skets, dan sien ons, dit is 'n reguit lyn in daardie rigting. Want die lugballon beweeg tog opwaarts teen 'n konstante spoed, so as die konstante spoed daai minus 2,96 is, onthou, dan sal my snelheid tydgrafiek, hierdie is 'n posisie tydgrafiek, my snelheid tydgrafiek gaan daar wees, en dit gaan wees by minus 2,96. En as ek dan nou moet 'n versnelling tydgrafiek doen, A teenoor T, en ek gaan dit net so aandui, anders gaan jy dit nie kan sien nie, sal dit op die nullyn wees, want daar is geen versnelling wat plaasvind nie. Maar dit is wat dit is vir die ballon, en ek het hom mooi genommer ballon. Vir die klippie, dink gou mooi, hy gaan by daai selfde plek begin, en wat gaan gebeur? Die klippie gaan eers vir 'n oomblik opgaan, met ander woorde, ook in die negatiewe rigting, en dan gaan dit afwaarts gaan, positief. So daai grafiek lyk so, daar's daai maksimumpunt, en dan draai hy om, en dan al die pad tot by die nulpunt, en dit is natuurlik waar klippie A die grond tref. Kyk asseblief na hierdie grafieke. Dit is baie logies, en mens moet dit maar oefen,
om seker te maak jy het dit onder die knie.